Daarmee word ons ook herinner dat die Here is hier en hy is besig om met elkeen van ons te praat. Nou normaalweg ook in 'n erediens, jy's by die tweede diens, wanneer ons die wet voorlê, die wil van die Here, dan word ons eintlik herinner aan 'n baie groot waarheid en realiteit in ons lewens. En dit is, ek kan net uitdeel dit wat ek ontvang het. Net dit wat ek ontvang het, kan ek mos werklik uitdeel. En baie keer in my eie lewe, wanneer ek agterkom dat ek sukkel so bietjie om lief te hê. Ek sukkel om liefde tasbaar en sigbaar te maak vir die mense rondom my. Dan besef ek hierdie realiteit. En dit herinner my dan, moet ek weer teruggaan na die drawing board toe. Soos enige goeie rugbyspan, maandagoggend, Argentinië, gaan dan weer terug na die drawing board toe. Ons is baie dankbaar vir daai oorwinning van die bokke weer eens. Wanneer 'n mens balle nok, wanneer 'n mens sukkel met die gameplan, dan moet jy teruggaan na die drawing board toe. Net so in my eie lewe, hoogstwaarskynlik ook in jou lewe, moet ons weer teruggaan na die basiese toe. En daarom sê Paulus, Romeine 8 vers 38 en 39, hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele, of magte of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. En daarmee word ons uitgenooi om weer God se liefde, die liefde wat daar is in Jesus Christus, te ontvang, sodat ons dit in die week kan uitdeel. En mag die Here deur sy Gees ons daarin help. Here Jesus, dankie dat ons so kan saam wees vanoggend, elkeen van ons, en ons het by die huise reggemaak, ons lekker en gestort, van ons het geskeer, ons manne, en ons mooi gemaak, en ons het iets aangesit om lekker te ruik, want dit is so 'n wonderlike geleentheid om hier saam te kom as gemeente, en oop te wees vir u ontmoeting. Dis u wat ons roep, dis u wat ons hier by mekaar bring, u vergader ons, dis u wat ons vorm, en as ons hier kan uitstap, Here, dan word ons herinner dat u is die een wat ons stuur, ook in hierdie wêreld. Nie dat u ons los dan nie, maar u gaan saam met ons, elkeen ook in hierdie week in, sodat ons u liefde, wat ons ontvang van u, Here, nog steeds ontvang, sodat ons dit kan uitdeel. Ek bid ook so vanoggend vir die tannie, wat hier sit, dit wat 'n floute gehad het, soos ek gehoor het, dat u saam met haar sal wees, en dat u vir haar ook daai nodige krag sal gee. U teenwoordigheid, waarna ons almal so hunker, om net nou hier te kan uitstap en te sê, maar die Here het met my gepraat. Hy was besig met my. Amen. Baie dankie Tannie, dit is alraai daarso, nee. Die mense daar om haar sê, sy is so bietjie beter. Ons is dankbaar daarvoor. Ons gaan vanoggend juis met die boodskap afsluit, met so 'n hele reeks wat ons gehad het, oor die waardes in ons gemeente. Nou waardes, net weer eens, is dit wat vir jou belangrik is. Waardes is dit waarop jy jou lewe bou. Dis ons waardes. En daarmee ons reeks se titel was gewees woorde. Ons het ons waardes in woorde omgesit en ons het vir mekaar gesê, maar kom ons help mekaar om mekaar aan te dui dat hierdie woorde vir jou werklik bring by 'n plek van lewe, ware lewe, woorde wat lewe gee. En ons ankerteks was gewees uit die Nuwe Lewende Vertaling. Mooi woorde is soos heuning. Dit is goed vir die gees en bevorderlik vir die lewe. Dit is tog mooi woorde. Woorde wat iets wil doen aan jou gees, dat jou gees, jou siel kan blom. Dit is woorde wat jou kan inspireer, kan motiveer.
dat jy op die ou einde in die lewe goed kan doen, wat jy nooit gedink het, jy sal ooit kan doen nie. Dis tog woorde in ons lewens, daai impak en die effek van woorde in ons lewens. Ek glo vanoggend vir die Heilige Gees vir ons hierdie een groot waarde, as ons daarmee afsluit, kom inbrand in ons gedagtes, in ons lewens, en dit is die woord opofferend, een van ons waardes, en daarmee gaan ons dan ook vanoggend toe afsluit. Opofferend. Nou as jy vinnig net kyk na die, dink aan die woordjie opofferend, toe ek daaroor nagedink het, het ek dadelik gedink, maar opofferend is nogal 'n moeilike woord. Want as ek dink aan opoffering, dan dink ek aan iets wat ek moet prysgee, iets wat ek moet laat gaan in my lewe. En hoe sou dit wees as dit gevra word dat ek my lewe moet opoffer? En dit klink daarom nie so 'n gedagte wat my vreeslik opgewonde maak oor die woord opoffering nie. Dan moet ek my lewe opoffer, my geloof. Opofferend, dis die woord wat ek glo die Heilige Gees wil kom inbrand in ons lewens. Dalk miskien kom daar dadelik negatiewe idees by jou op, negatiewe gedagtes, maar hoe sou dit wees vanoggend as die Here Jesus self ons net met hierdie eenvoudige woordjie opofferend, juis elkeen van ons wil bring om op 'n plek te wees in ons lewens waar ons die ware lewe kan ervaar in ons lewens. Ons teksgedeelte sien julle Lukas 22 vanaf vers 24 tot en met vers 28. Nou ek gaan vanoggend die ding doen en ek gaan lees vir ons uit die boodskap vertaling uit, wat ons nie normaalweg toe gebruik in 'n erediens nie, maar ek wil dit tog vir ons lees, en julle kan sommer volg op die bord, maar jy is baie welkom om jou eie Bybel te volg, of op jou selfoon, YouVersion, in die Bybel wat jy saamgebring het. Terwyl hulle nog aan tafel sit, het die disippels aan die stry geraak oor wie van hulle die belangrikste is. Toe sê Jesus vir hulle, moenie soos baie mense in magsposisies maak nie. Hulle hou daarvan om oor ander baas te speel. Hulle wil gedurig met groot respek behandel word, omdat hulle so belangrik is. Maar julle moenie soos hulle wees nie. As julle regtig belangrik wil wees, moet julle die minste wees. Die van julle wat die meeste respek verdien, moet van nou af die heel geringste wees. Behandel ander mense met groot respek. Maak nie saak wie hulle is nie. Elkeen van julle wat 'n baie belangrike posisie wil beklee, moet nou dadelik julle moue oprol en begin om ander gelowiges te dien. Sê my, wie is die belangrikste persoon by 'n feesmaal? Die eregaste of die kelners wat hulle bedien? Ja, natuurlik, die eregaste. Maar kyk net wat ek kom doen het. Ek wat die heel belangrikste van almal is, het my koningsklere uitgetrek. Ek dien julle almal. Ek het die belangrikste plekke aan julle afgestaan. Julle wat my volgelinge is so kosbaar vir my. Julle was bereid om deur dik en dun by my te staan. Tot sover uit die woord van die Here. Ek dink die meeste van julle sal onthou, so rukkie terug met ons jaarlikse Pinksterreeks met Dr. Marie Brits wat hier was, het sy ons een aand uitgedaag om huis toe te gaan met hierdie een groot vraag. En die vraag waarmee sy ons uitgestuur het, was na watter stem luister jy? Na watter stem luister jy in jou lewe? En dit was op daardie stadium in my eie reis met die Here. Was dit eintlik 'n baie groot vraag gewees. En ek het redelik moes werk met hierdie vraag. Na watter stem luister jy? Maar daarmee wil ek aansluit
En ek wil graag hierdie boodskap begin juis met hierdie eenvoudige vraag wat ek aan elkeen van julle wil vra. Het jy al die stemme in jou kop gehoor? Nou kom ons wees eerlik, kan ek gou vra, net met 'n hand opsteek, wie het al hierdie stemme in jou kop gehoor? In die eerste diens was daar 'n hele paar, is daar meer by hierdie tweede diens. Nou ons praat nou nie van daai stemme wat jy gehoor het deur vrou lief wat vir jou gesê het, man jy hoor nou stemme as sy vir jou herinner aan iets dit wat sy nie gesê het nie. So dis nie daai stemme nie. Ons praat nou van stemme in jou kop. Het jy al daai stemme in jou kop gehoor? Want volg saam met my, as ons net so 'n bietjie let op ons gedagtes, dan sien 'n mens dat ons gedagtes volg bepaalde patrone. Die neurowetenskaplikes praat mos van die thinking clusters. En op 'n prentjie is dit mos daai wurmpies wat 'n gedagte vorm en hy vat klomp maatjies saam. En die meeste van ons gedagtes eindig op presies dieselfde plek. Daai stemme in ons kop bring ons baie keer op presies dieselfde plek. En dan sê jy iets vir jouself. Kom ek deel sommer net met julle 'n voorbeeld. Net 'n voorbeeld wat ek uit die lug gaan gryp het. Dis geen refleksie op enige iemand wat hier sit ook vir oggend nie. Kom ons sê gou jy en jou skoondogter se familie kom nie goed oor die weg nie. Dis nou maar net sê nou maar. Elke keer as julle by mekaar kom met die vakansietyd en julle het 'n bietjie 'n gesprek met mekaar, dan wil daai gesprek net nie vloei nie. Daar is altyd ietsie wat hak. En dan is daar 'n stem in jou gedagtes wat vir jou sê, maar dalk is ek nie miskien 'n ideale persoon wat verhoudings kan bou nie. Ek is eintlik vrot met verhoudings, veral met die skoonfamilie. Of kom ons gaan gou 'n bietjie na die ander plek toe, die ander kant toe. Ek woon in 'n huis en almal van hulle is ape. Die mense wat saam met my in die huis is, verstaan nie wat ek verstaan nie. Ek dink daar's fout met hulle. En boonop is ek in 'n gemeente waar die mense glad nie spiritueel, geestelik op dieselfde vlak is as wat ek is nie. Ek is eintlik so bietjie net in 'n ander next level as dit kom by geestelike dinge in ons verhouding met die Here. Ag, hierdie ander mense wat saam met my in die gemeente is, leef nie so close saam met die Here soos wat ek doen nie. Kom ons wees eerlik, almal van ons het maar sulke stemme hier in ons koppe wat met ons praat. Die bekende teoloog en prediker Henry Nouwen het 'n baie klein boekie geskryf met die titel The Inner Voice of Love. En daarin sê hy dat hy agtergekom het daar's 2 basiese stemme in sy lewe wat hy kan hoor, waarna hy moet luister. Die een stem sê normaalweg vir hom, alles hang van my af. Ek moet suksesvol wees in die lewe. En om al hierdie goed te bereik, moet ek geleerd wees. Ek moet gekwalifiseerd wees. Ek moet genoeg kennis hê. En dis baie belangrik vir my wat ander mense van my dink. En dan sê hy, die ander stem weer, sê vir hom, volg my. Vertrou my. Vind jou ware self, jou identiteit in my. Die belangrikste in die lewe
is nie wat ander mense van jou dink nie, maar wat ek van jou dink en wat ek van jou sê. Nou Henry Nouwen sê dan ook, hy het op 'n stadium agterkom dat hierdie twee stemme bots baie keer met mekaar. En daarom, soos hy dit noem, hy leef baie keer met gemengde motiewe waarmee hy leef. Want hy probeer op albei stemme te reageer. En spring jy gou saam met my vanoggend na Lukas 22, dan kry ons die disippels wat met presies dieselfde worsteling, met dieselfde spanning hier leef. En daarom kry ons hulle, waar hulle besig is om aan tafel te sit, en hulle stry met mekaar, wie is die belangrikste? Maar dan veral, wie moet as die belangrikste beskou word? En dit lyk vir my, as ek mooi daaroor nadink, dat hierdie stryery oor wie die belangrikste is, of wie moet as die belangrikste beskou word, is nog 'n stryd wat nog vandag lewend is. Kyk maar net so bietjie na die nuus op die TV om 7 uur, dan sien jy soveel verhale, stories. En dit is nie net Donald Trump nie, dit is soveel ander leiers ook, en wêreldleiers, wat eintlik maar deur dit wat hulle sê, vir 'n mens wil kom sê, maar wie is eintlik die belangrikste? Sou julle sê, wie is die main peanut in die pakkie? Dis mense wat vir jou duidelik wil sê, dis eintlik nog so deel van ons menslike natuur, om as die belangrikste beskou te word. En ek het nogal by myself gewonder, hoe het hierdie stryery juis onder die disippels plaasgevind? Wat het hulle vir mekaar gesê? En ek het toe by myself gedink en vir myself gesê, dalk was dit Nathanael wat gesê het, weet julle, ek is die oudste. Jy's in die Bybelse tyd, was ouderdom met respek behandel. Groot respek afgedwing, is ouderdom. En dalk was dit net Nathanael wat gesê het, weet julle, ek is eintlik die belangrikste van ons almal. Dalk was dit Petrus wat gesê het, kon julle onthou, wat het Jesus gesê? Jesus het gesê, die nuwe kerk gaan op my gebou word. Ek dink, ek is die belangrikste. Of dalk was dit Judas gewees, wat die geldsake hanteer het, wat gesê het, julle weet mos man, eintlik is ek die belangrikste. Die ou in enige maatskappy wat die geld hanteer, hy is die belangrikste. Wat moet seker maak dat die inkomste en die uitgawes balanseer. Dit is die belangrikste. Of dalk was dit Johannes gewees wat op 'n stadium rustig na vore getree het en vir hulle gesê het, weet julle, ek is eintlik die belangrikste. Want ek en Jesus is eintlik baie close. Ons is baie naby. Want wie het op sy bors gelê? En juis in daardie tyd was 'n man se bors eintlik 'n baie intieme plek. En so met ander woorde, 'n man het nie sommer enige iemand toegelaat om op sy bors te kom lê nie. En Johannes sou dalk gesê het, maar ja, ek was daar, daarom is ek die belangrikste. Jakobus dalk sou gesê het, ek is Jesus se bloedbroer. Hierdie is mos 'n familiebesigheid. En in enige familiebesigheid is die belangrikste die familie. Ek dink dalk miskien het Jakobus na vore getree en gesê, maar ek dink ek is van almal die belangrikste. Hoor gou net vanoggend, almal het iets wat hulle laat dink, hulle die belangrikste maak. En sommer net so vraagie so tussendeur, wat dink jy maak jou die belangrikste? Wat is daar tans in jou lewe, wat jy agterkom, as ek nou daaroor dink, dit is waarvoor ek uitstaan, bo ander. Wat dink jy maak jou dalk die belangrikste? So hier is die worsteling, die disippels aan die een kant,
glo ek, hulle almal wou Jesus dien. Hulle wou saam met Jesus lewe. Hulle wou sy koninkryk uitbou. Hulle wou sy koninkryk bevorder. Maar aan die ander kant was hulle ingestel op 'n posisie van aansien om dit te hê. En dis die twee stemme in ons lewens. En weer eens, net nou het daar maar min hande opgegaan wat gereageer het. Het jy hierdie stemme al in jou lewe gehoor? In jou gedagtes? Nou wat doen Jesus hier? As jy jou Bybel oop het, dan kan jy gou saam met my kyk. Ons sien hierso dat Jesus help die disippels om te reflekteer. Hulle moet so 'n bietjie nadink oor wat hulle nou net gedoen het. En dan hoekom hulle dit gedoen het. En dan vra Jesus vir hulle om net daardeur agter te kom wat die effek daarvan is in hulle eie lewens en op ander se lewens. En dan lyk dit vir my, Jesus kom wys vir sy volgelinge dat daar 'n alternatiewe manier is van leef waartoe ek en jy ook vandag uitgenooi word. Juis met die woordjie opofferend. Hierso is 3 uitnodigings vir oggend wat na my en na jou toe kom uit hierdie teksgedeelte. Die eerste een is, kyk na jouself. Kyk 'n bietjie net na jouself. Die disippels hierso wou as belangrik beskou word. So hulle moes, elkeen van hulle dan in kontak kom met hierdie diep begeerte wat in hulle is aan om belangrik te wees. En wat vir my so uitstaande was, juis in my voorbereiding hierdie week, was juis toe ek raak sien, dat Jesus gaan nie hier lynreg in, teen hierdie begeerte wat hulle het, om belangrik te wees nie. Jesus sê nie vir hulle, voel nou oor nie, of get over it nie, kom dat ons bietjie aangaan nie. Nee, kyk mooi dit wat sê Jesus. Jesus sê daar vir hulle, as julle regtig belangrik wil wees. Vir Jesus gaan dit meer oor die wat hulle doen met hierdie begeerte om belangrik te wees. Wat doen ons daarmee? Dis tog ingegrafeer diep in ons menswees. Jy wil gesien wees. Jy wil erken word. Jy wil weet jou lewe maak saak. Jy wil weet jy het waarde. Deesdae sê ons vir mekaar, elkeen van ons wil tog weet jy dra gewig. Wat sê ons eintlik met hierdie woorde van ek wil belangrik wees, ek wil gesien wees, ek wil erkenning tog hê, ek wil tog hê dat my lewe saak maak vir ander mense. Ek dink ons sê eenvoudig agter dit alles lê 'n diep begeerte aan liefde. Ek wil liefde hê. En dit is tog wat liefde is. Liefde is om raak gesien te word. Liefde is juis om erken te word, om te ervaar maar jou lewe maak sin en betekenis ook vir ander mense. Dit is tog liefde. Maar wat doen ons met hierdie begeerte? En dis ook eintlik die groot vraag. Wat doen ons daarmee om as belangrik beskou te word? By die disippels sien ons, hulle het juis verval in 'n magstryd. En hierdie magstryd het klomp energie uit hulle uitgevat. En op die ou einde het hierdie magstryd hulle nêrens ook gebring nie. Niks in die sak gebring nie. Groot ding is, ek dink in ons lewens, ons kom nie altyd agter dat ons in 'n magstryd is nie. Ons kom nie altyd agter dat ons in 'n magstryd is met ander mense nie. Om as die belangrikste beskou te word. In my eie lewe het ek nogal 'n bietjie nagedink hierdie afgelope tyd en toe kom ek agter, maar daar's soveel kere wat ek die stem hoor. Johan,
Jy moet nou mooi dink wat jy sê en wat jy doen, hoe jy optree. Want dit is belangrik wat die mense van jou dink. Wat die mense van jou gaan sê. Dit is so belangrik. En dan hoor ek daai stem wat dit vir my sê. En soveel keer het ek op hierdie stem gereageer, dan juis in 'n gesprek sê ek vir mense, wie is al die belangrike mense in die kerklike omgewing wat ek baie goed ken? En saam met wie ek ook gereeld kuier. Ons praat daarvan as name dropping. Jy sê maar net so tussendeur, wie is die eintlike mense wat jy ken? Om daardeur maar net vir mense te sê, hoorie, so ek is nie maar net van hier nie. Ek is tog iemand om mee rekening te hou. Ek is belangrik. En Jesus nooi ons net uit ook vandag, kom net in kontak, juis met hierdie diep begeerte om belangrik te wil wees. En vra jouself af, wat doen ek daarmee in my lewe? En daarom die tweede uitnodiging, dit bring ons by Jesus. Maar kyk na Jesus, wat ons juis uitnooi na 'n alternatiewe lewe, om ons te bring met die woordjie opofferend, na 'n plek van ware lewe. Vers 27 sê hy, maar kyk net wat ek kom doen het, kyk na my, dit wat ek kom doen het. 'n hele nuwe wêreld het vir my onlangs oopgegaan, toe ek dalk vir die eerste keer werklik mooi gaan kyk het, en toe besef het, dat Johannes, die evangelis, het hierdie selfde gebeurtenis ingewerk in sy storie oor Jesus. Maar hy het dit juis in Johannes 13, as jy gou soontoe wil blaai, veral vers 3 en vers 4, het hy dit ingebring op 'n ander manier. Hierdie gebeur eintlik voor die voete was, voor Jesus die disippels se voete ook gewas het. En as ons gou daarna kyk, Johannes 13 toe nou, Johannes sê ook daar vir ons, dat hy dit gaan aansit om te eet, en toe vat Jesus die slawedoek. Die slawedoek in daardie tyd was die doek wat die slaaf gebruik het, om die mense se voete te was. Wanneer hulle aan tafel kom sit het hy hulle voete gewas en ook afgedroog. En die slawedoek was dan normaalweg in die begin van die lokaal waar hulle moes of by mekaar kom om te eet. So in Jesus se tyd, interessant, was skoon voete aan 'n etenstafel die belangrikste teenoor skoon hande, wat deesdae vir ons almal regtig belangrik is as jy kom aansit aan tafel. Maar ons weet dat daardie tyd het hulle so gelê sit, half om 'n tafel, om te eet. So met ander woorde, as mens dink aan die voete, het regtig gestink. Voete wat geloop het op 'n warm dag, en boonop nog in leer sandale. So jy wou nie gehad het dat stinkende voete hier naby jou bord met breadie moes gewees het nie. So daarom was daar 'n slaaf gewees wat jou voete gewas het en ook afgedroog het wanneer jy kom aansit het aan tafel. En ek wonder nogal hoe dit gewerk. Dalk het die disippels ingekom in die vertrek en toe agtergekom, maar die slaaf het nie opgedaag nie. Wie was die eerste een wat gesê het, maar dit is nie vir my nie. Ek is eintlik die belangrikste. Julle gaan my nie vandag kry dat ek julle voete was nie. Of daar was hy een wat net gesê het, dit is nie vir my nie. Count me out, om voete te was. Maar dan sê Johannes vir ons, vers 3 en vers 4, omdat Jesus geweet het waarvandaan hy kom, omdat Jesus geweet het wat is sy identiteit, en waarheen hy ook op pad is, daarom kon hy die slawedoek optel, en almal daar so sy voete was en ook afdroog. Belangrik, wat hy gedoen het hom nie belangriker gemaak nie. Wat hy gedoen het hom nie onbelangrik gemaak nie. En dis nogal eintlik so groot. Dalk miskien in die eerste plek vir my en ook vir jou.
Dit wat jy op die oomblik doen, jou werk, maak jou nie so belangrik nie. Dit gee nie vir jou waarde nie. Dit wat jy ook lank terug gedoen het, gee nie vir jou regtig waarde nie. Jesus het sy waarde gevind in daai stem wat uit die hemel in Johannes 1 vir hom gesê het, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Jesus het sy waarde gevind in daai stem. Hy het sy waarde gekry by sy Vader. En daai selfde waarde is vir my en vir jou gegee. Ons ontvang dit by die Vader. Ek was al soveel keer in 'n kunsgalery waar skilderye verkoop word. En dan het ek baie keer by 'n skildery gaan staan wat vir my lyk, dis net 'n paar kwashale op 'n doek geverf. En dan kos daai skildery oor die R50.000. Dan stap ek net 2-3 tree verder, dan kom staan ek voor 'n skildery wat vir my lyk asof daar ekstra moeite ingesit is. Daar's regtig baie verf op. Jy kan sien, hierdie skildery het baie tyd gevat. En dan kos daai skildery onder R5.000. Een keer het iemand vir my gesê ook, dit wat by so 'n winkel werk, waar jy hierdie skilderye kan koop, kunsgalery, sê toe vir my, maar ek moet verstaan, die waarde hang af van die naam wat daar onder die skildery geteken is. Dit gee vir die skildery soveel waarde. Ek het gedink ook oor ons as mense, in ons liggame. Toe dink ek sommer aan die koolstof, stikstof, wat die waarde daarvan is. Ek het so 'n bietjie opgetel en afgetrek en goed. Toe kom ek af dat as 'n mens waarde bepaal oor dit wat ons is, as mense, kom ek min of meer af op R200. Ek wil ook vir julle sê, julle is nie in daai terme baie werd nie. Ons is maar net R200, behalwe diegene wat hier sit met 'n heupvervanging of 2 knievervangings. Maar dit is nie waar ons waarde vandaan kom nie. Ons waarde lê in die feit dat God ons gemaak het. Ons waarde lê in die feit dat sy handtekening is oor ons geskryf. En ons is beelddraers van God. En nou is dit so, na mate jy saam met Jesus 'n pad loop, in 'n diep verhouding, dan ontwikkel daar 'n bepaalde denke, 'n bepaalde manier van dink oor jou eie lewe, dat jou waarde kom van God af. Hy het dit vir jou gegee. Daarom ook vanoggend, jy's by die laaste uitnodiging. Eerste uitnodiging, kyk na jouself. Kom net weer in kontak met ook daai diep begeerte om die belangrikste te wil wees. Belangrik beskou te wil word. Tweede uitnodiging, maar kyk na daai alternatiewe lewe wat Jesus kom voorleef het, waarvandaan sy waarde ook gekom het. En ons derde uitnodiging, kyk na ander. Dit gaan juis oor 'n lewe van opoffering. En is juis in ander mense waar die woordjie opofferend tot ontplooiing kom, prakties word in ons verhouding met mekaar. En daarom het Jesus ook gesê, behandel ander mense met groot respek. Maak nie saak wie hulle is nie. Begin dien. Begin net om te dien. Henry Nouwen kom dan ook en dan skryf hy ook oor sy lewe en dan sê hy, aan die einde van sy lewe moes hy gaan werk het ook by 'n tehuis vir gestremdes, erg gestremde mense. En hy sê dan ook dat dit hom min of meer 2 jaar geneem het om na daardie mense te kyk as mense. Mense wat na God se beeld gemaak is. Om na daai gestremde mense te kyk en verby hulle gebrek
te kyk en hulle raak te sien as mense. Ek dink dit daag ons so 'n bietjie uit nogal vanoggend, die woordjie opofferend. 'n Lewe wat Jesus vir ons kom voorleef het. En daarom die eksperiment vir die week wat voorlê. Die eksperiment is waarmee ek julle graag wil uitnooi en wil uitdaag om hierdie week in te gaan met die woordjie opofferend. En net erns daarmee te maak om te begin dien. Dien die mense rondom jou. Leef opofferend, wat dit ook al van jou op daardie stadium kan vra. En dan vra jy jouself af, is dit wat Jesus bedoel het om my te bring by 'n plek van ware lewe? Bring 'n opofferende manier van leef my werklik in 'n spasie waar ek die ware lewe van Jesus Christus ervaar. Sien julle kans vir hierdie eksperiment vir die week met die woord opofferend? Hande op, wie sien kans? 3 van julle, 4, 5, en julle sal mekaar herinner dat ons is besig met 'n eksperiment waartoe ons uitgenooi word. Kom ons gaan kyk. Bring dit ons by 'n plek van ware lewe, die opofferende lewe wat Jesus vir ons kom voorleef het. Amen. Dankie Here Jesus vir u woord. Dankie dat u met ons praat. Dankie Here dat ons regtig in kontak kan kom met goed binne in ons, ook dalk miskien 'n diep begeerte om die belangrikste te wil wees, om aansien te wil hê. Dat ons ook in kontak kom ook met hierdie diep begeerte, ook agter dit alles aan liefde. En dat u ook vandag vir ons kom sê, maar u gee dit vir ons, dit wat ons alles nodig het, om te ervaar, dat elkeen van ons het soveel waarde, omdat ons het ook hy stem gehoor, jy is my geliefde seun, jy is my geliefde dogter. Help vir ons om ook uit hierdie waarde te leef, opofferend. Amen. Dit was juist Dawid gewees in daai bekende Psalm 23 vers 6 waar hy sê en hy dit ervaar eerstens dat die goedheid en die liefde van die Here het hom vergesel tot 'n lengte van dae. En kan ek julle ook seën met daardie woorde, die goedheid en die liefde van die Here
saam met elkeen van julle wees en bly, want die Here gaan saam met jou. Amen.